dat ek daarso nog een klikkie. Môre ek daarom teruggegroet. Ek hoop dit is 'n wonderlike dag dat jy saam by die lieflike Sondag kan geniet. En welkom ook in die huis van die Here. Ek wil julle uitnooi daar waar julle is, draai na die naaste mens toe. Sê vir julle wie jy is en sommer in watter straat jy bly. Net so 'n bietjie vir 'n ysbreker. Ek vra dat ons staan en 'n paar oomblikke stil raak, dan sal ek vir ons 'n foto lees, ons reageer met 'n lied, dan sal ons ook 'n sogenaamde interaktiewe seën doen. Julle sal die woorde kan volg daarbo en dan gaan ons nog 2 liedere sing voordat ons weer gaan sit. So kom ons raak 'n paar oomblikke stil, dan staan ons net en raak bewus van die teenwoordigheid van die Here. Ons is nie toevallig hier nie. Ons is hier omdat Jesus Christus ons uitkies en deur sy woord en gees vergader, beskerm en onderhou. In die eenheid van hierdie ware geloof is jy hiervan 'n lewende lid en sal ewig bly. En daarom begin ons hierdie diens met 'n belofte uit Jesaja 54 vers 10. Ja, die berge mag wyk en die heuwels wankel, maar my troue liefde sal nie van jou wyk nie, en my vredesverbond sal nie wankel nie, het jou ontfermer die Here gesê. Kom ons reageer hierop met die lied, God is hier teenwoordig.
Die God wat ons gebede gehoor, groet ons dan ook en vanoggend gaan ons doen, as die woorde verskyn met 'n interaktiewe seëngroet. Die Here is met julle. Hy skenk sy vrede aan julle. Genade en vrede vir julle van God die Vader en van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 2 lofliedere, Leeu van Juda en U is die lig wat deur die donker skyn. Amen.
Ons luister saam na die wet van die Here soos dit dan opgeskrywe staan in Eksodus 20. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny gelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak, enige afbeelding van wat in die hemel ruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag nie hulle dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbat deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat van die Here ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdelinge wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies en enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Wanneer ons die wet van die Here hoor, kan ons nie anders as om te besef hoeveel ons tekortskiet nie. En daarom dan, wanneer ons dit hoor, weet ons ook dat as dit nie vir Jesus Christus was nie, sou elkeen van ons skuldig gestaan het voor die Here. En daarom wil ek 'n oomblik gee van stilte, as ek dink oor hierdie wet wat die Here vir ons gee, en waar ons dink waar ons tekortskiet, en dan ook dit voor hom gaan neerlê. Voordat ek dit doen, wil ek graag 'n gedeelte lees uit Romeine 3, vers 21. Nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer van God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Daarom dan gelowiges, elkeen wat 'n opregte berou voor die Here het, is vergewe. Ek het die volgorde daar verkeerd moontlik, Jan, ons gaan nou reageer hierop deur te sing, bly volhard soos atlete, en gaan ons bly staan vir die geloofsbelydenis wat daarop volg. So ons sing nou, bly volhard soos atlete. Kom ons staan. Bly volhard soos atlete, is God wat ons wetloop bepaal. Dat is
Kom ons bely dan ook hierdie woorde saam met die 12 artikels. Jan, as jy net vir ons 2 kan terug, of die vorige slide. Vra om verskoning, ek het verkeerd gelaai. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan gerus sit. Voordat ek die kinders vorentoe nooi en hulle stuur na hulle klasse, wil ek hierdie geleentheid gebruik. Jy sal sien, die teksgedeelte wat ek daarop net gesê het, is gaan oor leer julle kinders. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. En ek wil die familie fokus vandag gebruik om iets anders te doen as wat ons gewoonlik doen, en dit is om in die gesinne te praat. So ek wil graag, ek gaan hierna die kinders vorentoe nooi, en as hulle nie antwoord het nie, sal ek na die gemeente draai, die storie van Jona hoor, en ek wil graag hoor wat dit vir ons beteken. So kuier so in jou gesinnetjie, en veral as al kinders is, gesels bietjie oor die storie van Jona die profeet, en waarom dit vir ons belangrik is. Daar sê, kom ons nooi die kinders vorentoe, laat ons bietjie hoor. So 'n paar van hulle wat hier agter ook gaan uitkom, ek het hulle gesien. Lekker? Alsjeblieft, daar kom hy. Sit jy wel, jy nou weer? Dis so. Jy gaan al die antwoorde. Hy gaan al die ja, sy ma's te slim, ons kan nou nie dit vir julle ontstel nie. Dit is almal wat daar agter is. Kom ons hoor gou, kom. Kom 'n bietjie nader, is daar nog mense, hulle gaan nou. Luke moet hier wees. Daar kom hy deur. Is dit? Okay. Jy het wat? Is dit? Wat het jy aangevang? Okay, daar is 'n tannie in die gemeente wat ook al hanteer gemaak het. Ek weet nie waar jou pyn is nie. Kom ons hoor, wat kan jy vir my vertel? Die visvang vir Jesus, ek met 'n mikrofoon. Wat kan jy vir my vertel van Jona? Ek ken nie eintlik Die hele ding, nie net 'n klein gedeelte. Ek ken dit. Maar ons kom by jou. Toe hardloop Jona weg. Hy het vir die mense gesê hulle moet luister en toe hardloop Jona weg. En hy het op 'n boot geklim. Toe klim hy op 'n boot. En wat weet julle hierso? Ja, maar weer. Hy gesê dat hy
Ja. Maar laat ek gou net voor jy aangaan. So daar's 'n storm gewees. Die mense met hoor, daar's 'n storm gewees en toe sê hy dis sy skuld en toe wat doen hulle? Hulle gooi hom oor die see. Okay, nou kan jy vir ons aangaan. Jesus het gesê hy moet na Nineve toe gaan om die boodskap van hom te vertel Ja. en te sê dat hulle moet ophou sondig. Yes, dis wat hy gesê het, Hy ja. weggehardloop op die boot en toe sê hy dis my skuld. Toe het 'n groot walvis hom 'n ingesluk. Groot walvis hom Groot ingesluk. walvis. Is ek van by Hermanus is dit? Nee. Daar iewers, maar groot vis en kom ons hoor gou hierso. Ja, so hy sê hy was 3 dae daarin en toe het Jona gebid, hy het half bekeer, so Jona 2 en toe wat doen die spoeg hy? Spoeg hom uit. Die Hebreëus sê hy het hom opgegooi, maar spoeg is 'n woord. Well, well done. Jesus weer Nineve. Nineve. en toe gaan hy na Nineve toe. En toe het hy moes gaan sit, toe het Jesus moes laat 'n boom groei en toe die volgende dag toe gaan die boom dood. Maar wat het jy nog gesê die mense het bekeer of het jy hoofstuk geskiep? Nineve het toe bekeer, né? Nee, onthou julle, die mense het toe geluister. Toe gaan sit hy onder 'n boom en hy kry homself jammer. En toe kom maar wurm en toe eet hy die boom. Dis wat jy nou gesê het. Nee, Wat is die storie dan? hy het gaan sit langs 'n klip en toe het Jesus die boom laat groei en toe die volgende dag toe gaan die boom dood en toe het Jona iets gesê en toe sê Jesus, jy het toe na die boom gekyk nie. Amper reg. Dis baie naby, is beter as wat ek op sy ouderdom genoem. Well done. Gerard, wil jy iets bysit? Jou suster. Ja, van die groot bome. Charlie. Jy het hom by te voeg. Nee. Okay, well done julle. Ons gaan voordat julle gaan ons eers 'n liedjie sing. Gaan nou 'n bietjie so oor die boom en hoe die Here vir ons voorsien. Kyk hoe dat die voeltjies vlieg. Hoe vlieg 'n voeltjie? Sommige so hoog daarbo. Wie laat al die voeltjies vlieg? Jesus. There we go. Jesus laat. Daar's die woorde. Wat is die Heilige Drie? Sien ja, Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan kan klas toe gaan. Hoe wacht, is dat wiki? Die vreugde van die volgende generasie. Wat 'n voorreg is dit om in 'n familiekerk te wees. Soos julle of op die blaadjie gelees het of afgelei het, gesels ons vandag oor Jona. En Jona se verhaal wat ons baie goed ken, ek sal so ver gaan om te sê ek dink uit die klein profete waarskynlik die beste ken. Jesus self inderdaad verwys ook na Jona. Ja, om te kyk of my
remote werk, want ons het die foon se connectie is bietjie snaaks. Ian, as jy net vir ons een kan aanlaai. Nee, dis nie, as jy kan net vir ons aanlaai. Dan Jesus self verwys na Jona. Hy sê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En hier verwys Jesus natuurlik na sy kruisiging en hoe sy kruisiging ons transformeer. Om te gaan van 'n rebelse vlugteling, soos Jona op pad na Tarsus, na bereidwillige gelowige, Jona op pad na Ninive. Hoe Jesus namens ons tot die dieptes van die see afsak en op die 3de dag opstaan, soos wat Jona se paadjie ook geloop het. En dan gaan ons deur deur geloof in Jesus kry ons dan ook deel aan hierdie transformasie wat Jesus namens ons ondergaan het. Maar omdat hierdie beeld so sterk is, hierdie beeld van Jona en 'n vis en vlug, mis ons dikwels die 4de hoofstuk. Of dalk is dit net ek. Ek het amper hierdie inleiding moes herskryf, want Ewald het in die week vir my gesê, ek sien jy preek uit Jona 4 uit, ek het 'n paar jaar terug 'n preek gedoen uit Jona 4 uit, toe dog ek, miskien ken julle dit beter as ek. Maar soos wat ons uit die kinders se gesprek ook gehoor het, was nou mooi ouers wat vir hulle kinders al van Jona vertel het, van die boom of die komkommerplant of die kaster oor die plant, soos die 2020 dit vertaal, en die wurm wat dit opeet. En dit is hartseer dat ons hierdie gedeelte mis, want dit is juist in hoofstuk 4 wat ons die ware motivering kry vir Jona se vlugting. En hierdie ware motivering help om ons op ons beurt om ook ons diepste motiverings te ondersoek. En daarom vanoggend se tema, Jona het gevlug, want hy is verbitterd en genadeloos. As Ian vir ons die volgende skyfie kan wys, dan gaan ons sien, ons gaan hierna kyk, hierdie teksgedeelte op 3 goed te fokus. Die eerste een is dat Jona gevlug het. Die tweede een, Jona is verbitterd, en dan ook vers 7 tot 11, Jona is genadeloos. Voordat ons dit doen en saam lees, kom ons sluit die oë en vra die Here se seën. Dankie Here vir die voorreg om vanoggend hier bymekaar te kan wees en die voorreg om uit U skrif te kan lees. Here, sal kom vra dat U vir ons helderheid en insig sal gee. Here, dat ons deur hierdie skrifgedeelte en deur die werking van die Heilige Gees ook 'n verandering in ons lewe sal beleef. Dankie ook dat ons as 'n familiekerk soveel kinders kan sien en gesinne wat in 'n wêreld soos vandag nog steeds fokus op U. Here, help ons om ten diepte ook te verstaan hoe ons hulle moet onderrig in hierdie gemeente as familiekerk en hoe ons skrifgedeeltes soos vandag moet gebruik ook om ons kinders te onderrig. Wees met ons vandag ook, ons gaan kyk na hierdie verhaal van Jona, waar ons ook na die dieptes van ons hart moet kyk. Help ons om dit te ondersoek. Help ons om nie in opstand te kom teen U nie, maar toe te laat, dat U ook ons nader aan U bring. Ons bid dit nie omdat dit verdien nie, maar die alleen uit die groot en heilige naam. Amen. Ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Jona 4 vers 1. Maar dit het Jona erg ontstel en hy het kwaad geword. Hy bid toe tot die Here en sê, ag nee Here, is dit nie wat ek gesê het toe ek nog in my land was nie. Daarom het ek vroegtydig na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, geduldig en oorvloedig in troue liefde, 'n God wat berou het oor die onheil. Die Here neem dan nou maar my lewe van my weg, want dit is vir my beter om te sterf as om te leef. Daarop sê die Here, is dit reg dat jy so kwaad is? Jona het by die stad uitgegaan en aan die oorkant gaan sit. Daar het hy vir hom 'n takskerm gemaak en daaronder in die skaduwee gaan sit, sodat hy kon sien wat met die stad gebeur. Toe het die Here God 'n kasterolie plant beskik
om oor Jona te kom vir 'n skaduwee oor sy kop en om hom van sy onvergenoegsaamheid te bevry. Jona was baie bly oor die kasteroorieplant. Maar met dagbreek die volgende môre het God 'n wurm beskik. Dit het die kasteroorieplant binne gedring en dit verlep. Teen sononder het God 'n gloeiende oostewind beskik. En toe die son op Jona se kop bak, het hy duiselig geraak en gewens hy gaan doodgaan. Hy het gesê, dit is vir my beter om te sterf as om te leef. Toe sê God vir hom, is dit reg dat jy so kwaad is oor die kasterolieplant? Hy het geantwoord, ek is te reg tot die dood toe kwaad. Toe sê die Here vir hom, jy is besorg oor die kasterolieplant waarmee jy geen moeite gedoen het nie, en wat jy nie laat groei het nie, wat oornag opgekom het en oornag tot niet is. Maar ek mag nie besorg wees oor Ninive nie. Die groot stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat die verskil tussen regs en links nie ken nie, en ook nog baie diere. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Soos ek genoem het, is ons tema vir oggend, Jona het gevlug, want hy is verbitterd en genadeloos. Ons gaan stil staan by Jona het gevlug, vers 1 tot 2, dan ook dat Jona verbitterd is, vers 3 tot 6, en dan natuurlik laastens, Jona is genadeloos, vers 7 tot 11. Jona kry die opdrag om te gaan na Ninive, om die Assiriërs te roep tot bekering. In Jona 1, soos julle op die bord sien, staan daar, staan op, gaan na die grootstad Ninive, Jona 1 vers 2 natuurlik, staan op, gaan na die grootstad Ninive en spreek hulle aan, want die kwaad wat hulle doen, het opgestyg tot voor my. En dan lewer hy die boodskap in Jona 3 vers 4. Nog net 40 dae, dan word Ninive verwoes. Hiermee kan ons natuurlik as mens baie vereenselwig, want die Here verwag baie dikwels iets van ons, wat ons nie wil doen nie. Dan is die natuurlikste menslike reaksie om te vlug. Byvoorbeeld as daar vir jou gesê word, help jou verbitterde buurvrou, of vra jou man om vergifnis. Dan is ons reaksie nie, Here, ek sien nie kans nie, of ek is bang. Selfs al sê ons dit net aan die binnekant. En dan boonop in Jona se geval, en Ian kan vir ons daar aangaan, is die Assiriërs baie gevaarlik. Ek bedoel, wanneer laas is jy regtig met die dood gedreig? Dis nie 'n ding wat ons in die moderne lewe so dikwels sien soos wat dit was in Jona se tyd nie. Dis nie soos vandag waar ons grootste vrees is eintlik maar net skade aan ons reputasie of ons sosiale status of dalk ons geld nie. Jona sou hierdie letterlik aan sy lyf voel as die Assiriërs hom verwerp het. Dis soos die voorbeeld is dalk bietjie teer vanoggend, maar om met 'n WP-trui op loftes te gaan rondloop. En dan te sê, nog net 40 dae en julle sal verwoes wees. Want julle almal kom in duisende op 'n Saterdag en kyk rugby. En niemand van julle gaan môre kerk toe nie. Pretoria se kerke is leeg. En jy gaan waarskynlik as jy dit gaan doen, veral met 'n WP-trui, 'n verwerping van hierdie boodskap kry, dat jy waarskynlik aan jou lyf gaan voel. En dis die vrees waarmee Jona natuurlik dan ingaan. En eintlik nog erger. Want bo hierdie wat ek noem potensiële aggressiwiteit van die Assiriërs, was hulle totale brutaliteit, dood eenvoudig vreesaanjaend. En is dalk 'n bietjie gruesome om daaraan te dink, so ek vra om verskoning. Maar hulle het dikwels hulle oppositieleiers in oorlog lewend deurboor met pale, sodat hulle hoog kan verhewe na 'n oorlogtoneel. En oppositiesoldate het hulle lewendig ontvel om die stadsmure te versier met velle. Sien, die oorlogtaktiek van die Assiriërs was vrees. Soldate was te bang om teen die Assiriërs se brutaliteit op te staan. Hulle sou eerder veg. En dan kan Ian gaan vir ons daar wys, Jesaja 10 vers 5 tot 6.
Wie Assiriërs, die stok van my toring. Dis natuurlik God wat sê, wees bang vir die Assiriërs. My verontwaardiging, 'n staf is dit in my hand. Teen 'n nasie vervreem van God stuur ek hom. Teen die volk op wie my granskap rus, gee ek hom volmag om oorlogs by te roof en by te maak, om van hulle vertrapte dinge soos die kleigrond van strate te maak. Dit wil sê die Assiriërs het totaal verwoes tydens oorlog. En dis hoekom ons by Jona aanklank vind. Want dit voel asof enige een van ons sou hardloop vir die verskriklike vyand, die Assiriërs. En op ons volgende skyfie sien ons daar, Jona 3 vers 5 vertel hy, die mense van Ninive het toe in God geglo en 'n vasdag uitgeroep. En hulle het almal belangrik en onbelangrik rouklere aangetrek. Die ondenkbare gebeur dan. Hierdie vicious, brutale vyand bekeer. In plaas daarvan dat hulle vir Jona gryp en hom verskeer, draai hulle na God toe. Maar in Jona 4 word Jona se eintlike motivering verklap. Ons lees daar in vers 2, dink ek op die volgende skyfie, want ek het geweet dat u 'n genadige en barmhartige God is, geduldig en oorvloedig in troue liefde, 'n God wat ware berou oor die onheil. Met ander woorde, Jona het nie gevlug omdat hy bang is dat Ninive, die Assiriërs, reageer met geweld en hom doodmaak nie, maar omdat hy bang was dat Ninive reageer met bekering. Ja, hoor mooi, Jona was nie bang soos ons dink hy is nie. Hy wou eintlik graag sê, nog net 40 dae, dan word Ninive verwoes. Maar hy het geweet, God is genadig en barmhartig. En hy wou glad nie gehad het dat God se genade en barmhartigheid aan hierdie brutale, genadeloose, goddelose mense gewys word nie. En dit spreek na die troon, die diepste binneste van Jona se hart. Sy interne motiverings, sy verskuilde motiverings. En hierdeur kan ons ook na ons diepste motiverings kyk. Ons kan ook na die troon van ons harte kyk. Jan, kan hom hou op die vorige een. Want Jona plaas homself bo God. Hy wil vir God voorskryf vir wie hy genade moet bewys. En dit leer vir ons dat ons grootste vrees is nie eintlik suffering of lyding nie. Ons as mense kan baie meer verdra en verduur as wat ons besef. Ons grootste vrees is eintlik die agterspeen. Met ander woorde, ons vrees dat ons nie spesiaal is nie, of nie voorgetrek word nie. Hierdie alles is ten vinde in die dinge wat ons nie hardop mag sê nie. Wat ons soos Jona vir 3 hoofstukke versteek. Byvoorbeeld, hoekom is my buurman dan so suksesvol en dit gaan met my maar net bo gemiddeld? As die dominee se preek nie direk met my praat of my laat goed voel nie, verander ek dalk net die kanaal op YouTube. Of hoekom moet ek met my buurman gesels of my buurvrou as sy dan nooit met my kom praat nie? Die hartseer is dat ons met al hierdie dinge soos Jona eintlik indirek vir God probeer voorskryf. Te danke aan ons versteekte vrese. En daarom wanneer ons praat oor hierdie gedeelte van Jona wat vlug, is ons eerste refleksievraag wat Ian vir ons gaan opsit. Watter versteekte vrese het jy wat jou keer om aan God gehoorsaam te wees?
Jona het gevlug want hy was verbitterd. Die volgende gedeelte is Jona se verbitterheid, vers 3 tot 6. Jona wil nie in die stad bly dan. Daarso, Jan, ek dink ek gaan nog so 2 of 3 aanwees. Ek het daar's die oorhoofse tema, subafdeling wys dan hoe hy verbitterd was en dan op die volgende slide behoort Jona 3 vers 6 te wees. Jona wil dan nie in die stad bly en die bekering sien nie. Hierdie groot verandering wat plaasvind wat eintlik ondenkbaar is. Soos ons in Jona 3 vers 6 lees, die koning bekeer en beveel daarop die hele stad om na God te draai en daar staan, toe die berig die koning van Ninive bereik, het hy van sy troon af opgestaan, sy koningsmantel afgegooi, 'n roukleed omhang en in stof gaan sit. Hierdie is ondenkbaar. Maar Jona vlug dan hiervan, van hierdie groot vreugde. Ek bedoel, uit Jona se perspektief, hoe kan God hierdie goddelose, sedelose barbare vergewe? Hoe kan hy hulle jammer kry? Jona kan dit nie hanteer nie. En hy gaan sit dan eerder in die son en kry homself jammer. Op die volgende skyfie sien ons daar, waar vers 5 vir ons sê, hoe Jona homself teen die son probeer beskerm. Maar dit is maar net 'n takskerm. En natuurlik, soos die prentjie eintlik goed wys, is dit nie 'n besonderse effektiewe manier om skade weer te skep nie. 'n takskerm is eintlik maar net soos as jy water probeer aandra met 'n vergietes of kolander, soos die Engels sê. Dis dalk moontlik, maar uit daardie gaatjies gaan die water heeltyd vloei en jou hele kombuisvloer gaan nat wees. En soos daai gaatjies water deur laat bloei Jona se takskerm die son deur. Hierdie beeld beklemtoon vir ons hoe erg Jona voel oor hierdie saak. Hy sal eerder in die skroeiende Midde-Ooste son sit en stelselmatig sonsteek opdoen, as wat hy die vreugde van bekering aanskou. Hoekom? Want hy is selfgeregtig en dit maak hom verbitterd. Dis presies wat ons op die volgende slide sien in Jakobus 3 vers 13 tot 14, waar Jakobus ons waarsku teen hierdie menslike probleem. Wie onder julle is wys en verstandig? Laat hy deur die goeie gedrag sy dade met sagmoedige wysheid toon. Maar as daar bittere afguns en selfsug in julle harte is, moet julle dan nie op wysheid beroem en teen die waarheid lieg nie. Hierdie menslike verbitterheid, hierdie menslike selfgeregtigheid sien ons ook in empiriese navorsing. Op die volgende skyfie verskyn daar so 'n grafiekie wat ons net help om dit te verstaan. Daar's navorsers, gedragssielkundiges, Dan Akin en Norton het in 2008 navorsing gepubliseer met die naam Spending Money on Others Promotes Happiness. Wat het hulle gedoen? Hulle het vir universiteitsstudente koeverte gegee met verskillende geldbedrae in of kontantbedrae en hulle het een van 2 instruksies vir die mense gegee. Vir die een stel studente, kom ons verdeel die kerk net so in die middel, dat ons help dink. Vir die een stel mense het hulle gesê, hulle moet die geld in die koevert teen die einde van die dag op hulself spandeer. En vir die ander helfte het hulle gesê, hulle moes die geld in die koevert teen die einde van die dag op iemand anders spandeer. En so gaan hierdie helfte nou, vat die geld kontant uit, alles is verniet vir hulle en hulle kan nou besluit, wat koop ek vandag vir myself? En hierdie kant moet dieselfde doen, die geld uithaal, maar hulle moet vra, wat koop ek vir iemand anders? En wat het aan die einde van die dag spandeer? Die vereiste is dat hulle moes terugvoer gee aan die navorsers oor hulle geluk en emosies. Die navorsers het hulle gekontak en 'n eenvoudige vraag gevra. Hoe die uitgee van hierdie geld jou geluk beïnvloed? Die gevolgtrekking? Die persoon wat die geld spandeer het op enige iemand anders, was aansienlik meer gelukkig, nadat hulle iemand anders se dag verbeter het. Natuurlik,
is daar uitsonderings. Party mense hou mos maar van 'n kredietkaart, ander is beperk deur 'n begroting. Maar op een of ander vlak leer hierdie studie ons, wanneer ons op onsself fokus, het dit nie 'n positiewe impak nie, veral nie op ons geluk nie. En Ian, as jy net vir ons daar kan aanblaai, maar wanneer ons op ander fokus, is ons meer gelukkig of verlig. En dit is presies Jonas se probleem, is dit nie? Hy wil nie kyk hoe God ander mense se lewens verander nie. Hy wil God se genade spreekwoordelik op homself spandeer. Die koevert van genade wil hy nie vir iemand anders gee nie. Maar as dit meer is dit, nie maar nie, meer is dit, Jona het geen behoefte gehad dat God deur hom werk om ander te red of genade aan hulle te bewys nie. Jona wou nie gehad het dat God deur hom ander mense moet verander nie. En daarom bring dit ons by dieselfde vraag. Wat doen jy om by te dra tot God se werk in die mense wat voor en agter jou sit? Jan, jy kan daar vir ons omblaai. Of dalk 'n beter manier om die vraag te vra, het jy 'n behoefte om 'n instrument in God se hand te wees? Of om in die mens, sodat hy redding kan bewerk in die mens langs jou? Ons bely immers, het is ook bietjie klein geskryf daar, wanneer ons die 55ste vraag van die Heidelbergse Katekisme lees, sê ons dat ons elke Sondag, wanneer ons sê, ek glo in die gemeenskap van die heiliges, dan bely ons dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van ander lede aan te wend. Met ander woorde, wanneer ons hierdie woorde sê, ek glo in die gemeenskap van die heiliges, bely ons eintlik dat gelowiges is verplig om in die gemeenskap van gelowiges toe te laat dat God hulle gebruik tot ander se saligheid, tot hulle redding. Want daar is nog 'n ding wat ons op ander moet spandeer. En dit is tyd. Veral in ons moderne samelewing sit ons eerder in die gemak van ons eie huiste, ons eie ruimtes, as om te gaan na ander se Ninive. Ons sal vriendelik en oppervlakkig omgee oor ander mense, maar ons hou hulle op 'n afstand. En ons vlug eerder na ons eie Tarsus van isolasie. En daarom het ek vandag 'n uitnodiging. My uitnodiging vandag aan jou is nooi die mens wat langs jou sit vir koffie of high English tea in jou huis en gesels oor die seëninge wat God vir julle albei gee. Dit geld nie vir jou vrou wat reeds langs jou sit nie. En as beide kan sien, wil ek self sê, maak vandag 2 afsprake. Een in jou huis en een in hulle huis. En kyk na die tyd of jy selfgeregtig en gebitterd voel. Of jy dalk eerder bly voel oor die genade en barmhartigheid wat God in hulle lewens wys. So refleksie vir vandag is die volgende vraag vir hierdie afdeling: watter verbitterheid in jou hart keer jou om tyd vir iemand anders te gee? Kom ons raak 'n paar oomblikke stil.
Jona het gevlug, want hy is verbitterd en genadeloos. Die laaste gedeelte wat ons daarna kyk, is dat hy genadeloos is. Die volgende skyfie sien ons dan ook dat dit vers 7 tot 11 is. En daar sit Jona, selfgeregtigd, verbitterd en waarskynlik verbrand, soos 'n rooi ryp tamatie in die son. En selfs dan is God genadig. God laat skaduwee oor Jona groei. Ons lees in vers 6, toe die Here 'n kasterolieplant beskik om oor Jona op te kom, vir skaduwee oor sy kop, en om hom van sy onvergenoegsaamheid te bevry. Jona was baie bly oor die kasterolieplant. Die ou vertaling sê komkommerplant, en ek dink die kinders se vertaling vanoggend gesê 'n boom. Maar wat ook al, hoe ook al ons dit vertaal is, die punt is dat daar skaduwee oor Jona is, wat hy nêrens anders self sou kon maak nie. God bevry hom van sy onvergenoegsaamheid, en Jona is dan bly. Maar dan ontbloot God weer Jona se hart, wanneer hy hierdie geskenk wegneem. 'n Wurm wat dit opvreet. 'n Wurm soos wat Jona en Ninive moes ingaan, klim daardie wurm in hierdie kasterolieplant en hy laat dit verwoes word. En Jona se reaksie is dan nie, ek is dankbaar vir die tyd wat ek dit gehad het nie. Jona wil daarop aandring, en dit is 'n skerp kontras teenoor hoe hy nie genade vir Ninive wou gehad het nie. Ja, Jona dring aan op God se genade en op sy barmhartigheid. Hy wil verligting hê vir die omstandighede wat hy vir homself geskep het. Maar terselfdertyd dring hy daarop aan dat die Assiriërs nie genade mag ontvang nie. Hoekom hierdie dubbelstandaard? Hieroor kan mens baie spekuleer oor hoekom mense skyn heilig is en reëls vir my maar nie vir jou het nie. Maar ek dink 'n goeie opsomming is die woorde: ons oordeel onsself volgens ons intensies en ander volgens hulle optrede. Gaan toets hierdie bietjie. Vir volgende skyfie is daar 'n prentjie van 'n robot en ek sal nou verduidelik ons daarby uitkom, maar as jou kollega 'n massiewe fout begaan het, wat jou hele week se werk tot niet maak. Hier binne-in, al sê jy dit nie, voel jy, hulle moes aspres gewees het. Maar wat vereis jy as jy 'n hele maand se werk vir hulle beskadig? Jy is vinnig om te sê, ek het dit nie bedoel nie. Of dalk 'n meer algemene voorbeeld, die robot daar op die bord. As jy by 'n robot sit en daar's een van hierdie groen pyltjies wat sê jy kan regs draai of links draai, in daardie geval, en die voorste kar sit daar iemand en dagdroom, dan raak jy gou kwaad, veral as jy haastig is. Maar as jy daai pyltjie mis, ek sien 'n paar glimlagte, ek bly die voorbeeld land. Maar as jy op jou foon sit en jy mis dit, dan wil jy dadelik genade eis. Hoekom toet die 3 ouens hier agterna? En die oplossing vir hierdie menslike kortsluiting is dat jy moet besef dat jy deel die ontologie, die wese van sonde met ander mense. Op die volgende skyfie die moordare politici, skinderback tannie en passive-aggressive familielid se sonde vind sy oorsprong in dieselfde plek as wat joune doen. Hulle sonde vind alles sy oorsprong in 'n hart wat rebelleer teen God, soos wat joune ook doen. En daarom sê Dawid vir ons in Psalm 51 vers 6, wanneer hy berou het oor sy egbreek en sy moord, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë. En daarom vra Dawid, omdat hy teen God primêr gesondig het met 'n rebelse hart, vir God om hom skoon te was. Want vergifnis en reiniging daarvoor is in alle gevalle slegs te vind by die kruis van Jesus. En Jona het hierdie goed verstaan. Want die woorde wat Jona aanhaal in vers 2 is nie opgemaak nie. Dit kom nie uit homself nie. Hy haal hierso, en Jan, jy kan vir ons aanskryf daar, wat ons noem die voorvlees geworde Christus, of die
pre-incarnate Jesus aan. God wat homself in die Ou Testament kom openbaar in mensvorm, sonder dat Jesus al 'n naam het. En hy kom haal hom aan toe die kliptafels gegee is, in Eksodus 34 vers 5. Die Here het in die wolk neergedaal, en daar by hom plek ingeneem, en die naam die Here uitgeroep. Die Here het reg voor hom verbygegaan, en uitgeroep. Die Here, 'n barmhartig en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuld, oortredings en sondes vergewe, maar wat beslis nie ongestraf laat nie, wat vir die sondeskuld van ouers, kleinkinders en kinders laat boet, ook die 3de en 4de geslag. Daarom het Jona, wat hierdie belofte van God van vergifnis van sonde, God wat barmhartig is, Jona wou nie gehad het dat die Assiriërs moet weet, God beloof vergifnis in Jesus Christus vir opregte optrede nie. Met ander woorde, God se verbond bly dieselfde. Deur 'n wet wat gegee word, wat gebruik word deur die krag van die Heilige Gees, om sonde uit te wis en gewekens te prik. Maar saam met dit is daar vergewing vir mense wat as gevolg van hierdie uitwys van sonde hartlik berou het en 'n lus om volgens die wil van God te leef. En let baie fyn op. Wat is die gedeelte van genade wat Jona van die Assiriërs wil onthou? Of terughou? Hoekom vlug hy? Hy vlug omdat hy nie die oordeel wil lewer wat hierdie proses veroorsaak nie. En daarom is hy genadeloos. Hierdie oordeel is kardinaal, want Jesus self gee vir ons die opdrag in Johannes 4 vers 24 op die skyfie sal verskyn daar aan die linkerkant. Moenie op die oog af oordeel nie, maar oordeel regverdig. Natuurlik lê die finale oordeel by God, en regverdige oordeel kan slegs beteken dat daar 'n maatstaf geskep word op grond van God se woord wat akkuraat deurgegee word. Jan, jy kan net een teruggaan vir ons daar. Dis vorentoe. Nie teenstaande, ek gaan aan. Daarom in Afrikaans maak ons soms die onderskeid tussen oordeel en veroordeel. Maar dit is ongelooflik maklik om hierdie oordeel en veroordeel met mekaar te verwar. Veral in normale spreektaal, want selfs in die Bybel word dit nie altyd konsekwent vertaal nie. Daarom dryf Jonas se 4de hoofstuk ons om die vraag te vra: wil ons genade sonder bekering verkondig? Hierdie stelling is vreemd op die oor, want ons leef in 'n moderne wêreld waar liefde dikwels as unconditional affirmation gesien word. Maar dit is ten diepste genadeloos. Want unconditional affirmation, onvoorwaardelike aanvaarding, is apatie, nie liefde nie. Dit is die illusie van genade sonder oordeel of bekering. Ware liefde behels die woord nee en moenie, saam met 'n hand wat uitreik en terugtrek. Dink byvoorbeeld aan ouerskap. En hierdie tipe genade is radikaal nie wêrelds. Ons wat Christelik groot word, mis dit soms, soos 'n vis in water. Hierdie belofte van vergifnis by die erkenning van sondes is in geen ander geloof nie. In Islam is daar geen waarborg van verlossing nie. Hindoeïsme verkondig karma, met ander woorde, dit kom terug na jou toe. Moderne wokeism glo in struggle sessions of cancel culture, waar oortreders totaal vernietig moet word vir oortreding, selfs al berou hulle. Hierdie belofte is slegs te vind by die ware en drie-enige God wat deur die kruisdood en opstanding verlossing bewerk. Mag ons dit in sy volle waarheid verkondig, as mense wat dit reeds aan ons lyf gevoel het. Daarom dan die volgende skyfie wanneer dit praat van die illusie van liefde, want dit is genadeloos om na egskeiding te kyk en nie te erken dat dit gebeur omdat mense hulle harte verhard nie.
Want dit is genadeloos om te kyk na verneek en pornografie en nie te erken dat daardie versoeking weerstaan moet word nie. Want dit is genadeloos om te kyk na iemand wat wrokke hou en nie te erken dat God vereis dat ons ander vergewe nie. Net so is dit ook genadeloos as ons nie vergifnis, bekering en heiligmaking verkondig vir egbrekers, onsedelikes, bitterheid, dronkaards en geldgierigheid nie. Dan word as ons nie 'n hand uitsteek wat sê, kom terug na die Here nie. En onthou, Jan gaan vir ons die woorde van die Nederlandse geloofsbelijdenis se 3de artikel opsit, is net 'n gedeelte wat ons aanhaal. Onthou, hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie. Inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in hom vergewing van hulle sondes het. En dan ons laaste refleksie hierop. Waar is jy geneig om genadeloos stil te bly oor God se oordeel? Kom ons raak stil. Ons het vandag gekyk na Jona 4 vers 1 tot 11 en gesien Jona het gevlug, want hy is verbitterd en genadeloos. Aan die einde van hierdie boek staan Jona alleen, verbitterd en genadeloos onder 'n verdroogde plant. Hy is die beeld van die gefalle mens wat sy eie gerief meer liefhet as die siele van mense wat in geestelike duisternis leef. Maar dank God, die Bybel eindig nie by Jona nie. Jesus Christus self het gesê, daar is meer as Jona hier. Waar Jona teesinnig gegaan het en gewens het dat sy vyande vernietig word, het Jesus Christus gewillig die troon van die hemel neergedaal. Waar Jona gekla het oor die hitte van die son, het Christus die skroeiende toorn van God teen ons sondes aan die kruis van Golgotha gedra. Waar Jona 3 dae in die vis was uit rebellie, was Christus 3 dae in die hart van die aarde om ons van die ewige dood te verlos. As jy vandag hier sit en bewus is van die verbitterheid, die apatie of genadeloosheid in jou hart, moenie in die stof van jou eie takskerm bly sit nie. Kyk na die kruis. Hou die oë op Jesus, daar is vergewing vir die grootste sondaar wat hom bekeer. En as jy daardie genade smaak, kan jy dit nie meer vir jou naaste weerhou nie. Gaan verkondig 'n genadige God met jou mond, jou tyd en jou hele lewe. Amen. Ons gaan nou sit en reageer op hierdie prediking met die woorde van alle volke klap julle hande, dis Liedboek 547, natuurlik Psalm 47. Alle volke klap julle hande, sing en sing en sing dan saam. Daarna sal ons die dankoffers inneem en dan natuurlik ook 'n afkondigings doen vir die families.
Ons gee nou geleentheid ook vir ons bankoffers. Ek gaan sommer die geleentheid gebruik maak om vinnig te sê as jy jou buurman se nommer of straatadres wil kry vir 'n koffie of high tea of selfs kalenders wil uitruil, is dit 'n goeie geleentheid. Kom ons dank die Here. Hemelse Vader, dankie dat ons uit die oorvloed mag gee. Ons bring hierdie dankoffers as tekens van ons liefde en erkenning dat alles aan U behoort. Ons bid dat U die gawes sal seën en gebruik tot uitbreiding van die koninkryk. Mag dit help om U naam te eer en mense na U toe te lei. Ons wy onsself ook opnuut aan U toe. Nie net ons geld nie, maar ons hele lewe. Dankie vir die troue sorg en genade elke dag. In Jesus se naam. Amen. 'n oomblik net vat om te kyk na die afkondigings. Die van verskoning vir die tegniese issue dat ek nie self kan beheer nie, maar jy sal sien die dieroffer vandag is vir Heartlands Baby Sanctuary. Jy sal daar meer inligting ook op ons blaadjie kry. Dan natuurlik as jy die koffie na die diens is steeds daar. Die voeltjie oorvlei dat daar moontlike verrassing daar is vir die ouens wat bereid sal wees om my te glo. Iets om te sien en dan natuurlik ons program vir die week. Julle sal, dis nie in die afkondigings nie, maar let dalk net daarop dat ek en Samantha is beide by 'n synode konferensie iewers tussen die Parel en Woester, dink ek. Gautini, daar's dit, dankie. Ek kan nie die naam onthou nie. Gautini. En hy is steeds verbonde aan die gemeente en beskikbaar. Maar beide van ons dis daarom nie asof ons buite syn of bereik is nie. So vir enige krisis, enige ding. En dan Jolandi is baie opgewonde saam met Cecilia wat nie is nie oor die kermis. Daar's allerlei dinge en goeders en mense nodig. Ek weet ons is so 'n bietjie van 'n 5:08 en soms of 5:09 of soms 5:09 gemeente. Maar lees asseblief daar, help ons so 'n bietjie met rustigheid dat ons daai lyste vol kry van oral waar ons betrokke kan wees. En kom geniet die dag saam met ons. Dit is 'n wonderlike geleentheid om as gemeente ook net ek wil wat celebrate in Afrikaans. Vier, dankie. Te vier hoe die Here ons vir 50 jaar gedra het en ook hoe ons vandag nog gedra word. En dan op daai noot sal jy sien ons beplan om die 9de September wat ons gemeente se amptelike verjaarsdag is ook saam te sing, sang en lofprysingsfees of verjaarsdagfees by die kerk te hou. So hou maar die datum, ja, save the date, soos hulle sê. En dan
Ons sal asseblief ook, binne sal julle sien, hierdie amazing reis vorm deel van die kermis. Dis ek noem dit 'n skattejag. Ek hoop nie iemand neem my kwaadlik nie, en daar's 2 weke om te gaan, is 'n tikfoutjie wat ek gemaak het, maar nog 2 weke om te gaan, ons sal verkieslik vroeër inskryf, want daar is 'n beperking. Tans is daar 3 uit 7 wat min of meer 32% is, so ja, 28. Wie's goed met wiskunde? Nie teenstaande, maak die lyste vol. En julle kan verder ook natuurlik lees, ek weet nie of Elsa Nel vandag hier is nie, ek het sy verjaar vandag, en dan sal jy die res van die verjaarsdag ook sien. Kom ons sluit af, ons gaan afsluit met Men of Faith of Shout to the North, dan ontvang ons ook die seën, en dan sing ons die Onse Vader nadat ons die seën ontvang het. Ontvang dan nou ook die seën van die drie-enige God. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees tot in alle ewigheid. Amen.